Die tweede ligte vliegtuig wat gister as vermis aangemeld is vanoggend noord van Boston in KwaZulu-Natal gevind. En president Donald Trump word beveel om beplande massa-afleggings van federale werkers tydens die regeringssluitings te staak. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmarie Eysel. Die tweede ligte vliegtuig wat gister as vermis aangemeld is vanoggend noord van Boston in KwaZulu-Natal gevind. Die vlieënier, die enigste insittende, het noodlottige beserings opgedoen. Die eerste vermiste vliegtuig is vroeg gisteraand wes van Howick gevind. Die vlieënier se liggaam is ook aangetref. Volgens die LER vir vervoer en menslike nedersettings in die provinsie Siboniso Duma is spanne toegelaat om die liggame van die twee vlieëniers te herwin. Die oorsaak van die ongelukke word steeds ondersoek. President Cyril Ramaphosa het die inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Faisal, geskort, terwyl die parlement se gesamentlike staande komitee oor intelligensie sy ondersoek afhandel. Die ondersoek hou verband met Faisal se beweerde wangedrag. Volgens mediaberigte het Faisal voorgestel dat daar strafregtelike klagtes teen die nasionale polisiekommissaris Fanny Masimola gelê word en die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo weens 'n beweerde R120 miljoen se eiendomstransaksie geskort word. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die komitee moet nou die geleentheid gegee word om sy ondersoeke sonder inmenging af te handel. Die Madlanga-kommissie van ondersoek na korrupsie in die strafregstelsel het vanoggend sy verhore in Pretoria hervat en sommige van die getuies sal agter geslote deure plaasvind. News24 en Daily Maverick staan nie langer die privaat verrigtinge teen nie. 'n Nuwe getuie het vandag getuig om meer bewyse van misdadige netwerke en politieke inmenging in die Suid-Afrikaanse polisiediens bloot te lê. Die bewysleier, Matthew Chaskelson, sê die geheimhouding is nodig om die sensitiewe aard van die getuienis te beskerm. Die kommissie het intussen die media in kennis gestel dat geen getuie in privaatheid sal getuig sonder 'n 72-uur kennisgewing nie. Die ANC se sekretaris-generaal Gwede Mantashe kan nog nie daarin slaag om dele van die Zondo-kommissie se verslag oor sy betrokkenheid by staatskaping te laat skrap nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg het sy aansoek daarvoor van die hand gewys, omdat hy glo nie die regte prosedures gevolg het nie. Die Zondo-kommissie het in sy verslag aanbeveel dat daar ondersoeke gedoen moet word na die veiligheidsopgraderings wat die omstrede maatskappy Bosasa gratis by Mantashe se woning gedoen het. Mantashe sê die bevindinge behoort hersien te word, aangesien dit skade aan sy reputasie aanrig. En 'n Amerikaanse regter het Amerika se president Donald Trump beveel om die beplande massa-afleggings van federale werkers tydens die regeringssluitings te staak, nadat die Withuis aangedui het dat hulle verwag om 10.000 werkers af te lê. Die sluiting is nou in sy derde week te midde van 'n dooiepunt oor die begroting en Trump wat voortgaan met sy dreigemente om drasties fondse aan die staatsdiens te sny. 'n Regter het 'n tydelike interdik uitgereik in reaksie op 'n regsgeding waarin vakbonde beweer dat die afleggings onwettig is. Volgens hofstukke wat deur die Departement van Justisie ingedien is meer as 4.000 werknemers reeds afgelê met die tesourie en die departemente van gesondheid, onderwys en behuising wat die ergste geraak is. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so.